that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written, Jesus Christ. Goeiemiddag broers en susters, liewe vriende. Baie welkom ook van my kant by hierdie gesamentlike week van toewyding. Ons vertrou dat die Here vir ons sal ontmoet en dat hy elke boodskap, ook hierdie boodskap, aan ons harte sal seën. Kom ons begin net op die regte manier, ons sluit ons oë en ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Here, so vars nog in die nuwe jaar, is dit vir ons baie keer half moeilik om hierdie bede te bid. Laat u wil geskied. Terwyl daar so baie onsekerhede is oor wat alles nog vir ons voorlê. Maar terselfdertyd, Here, wil ons vir u daarmee kom sê dat ons kies om u te vertrou. En dat ons graag, Here, saam met u die res van die jaar wil binnegaan. Ons wil nie een tree loop sonder u nie, Here. Ons wil graag ook bid vir hierdie week van toewyding, dat ons sal groei in ons geestelike lewe, dat u met elkeen van ons sal praat, en Here, dat u uself ook sal verheerlik in elke boodskap. Ons wil nou bid, ons wonderlike Here, dat u ons harte sal kom verlig deur u Heilige Gees, en hierdie woord van vanmiddag vir ons sal breek. In Jesus se naam. Amen. Ek lees graag vir ons Psalm 51, maar ek gaan nie die hele Psalm lees nie. Psalm 51, so die eerste klompie verse. Vir die koorleier, 'n Psalm van Dawid. Na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld. Reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil hê ek moet lewe. Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat u van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot u sal bekeer. Ek lees net vir ons hierdie gedeelte. Broer en suster, vriende, ons het as leraars besluit in hierdie week van toewyding gaan ons nie so groot fokus op die prediking stel nie, maar ons gaan dit eerder 'n week van stil word voor die Here maak. Dat ons sal stil raak in selfondersoek, stille nadenke en 'n nuwe toewyding aan die Here. En daarom gaan ek nie 'n lang boodskap hê nie, en eintlik gaan ek maar net vir ons 'n paar gedagtes uit Psalm 51 met julle deel. Nou, hierdie Psalm staan bekend
as die boetelied van Dawid, Psalm 51. En 'n mens sou kon sê, dit is 'n stuk berou wat ons hier lees, 'n stuk berou en sondebelydenis wat Dawid verwoord het, nadat die Here hom deur die profeet Nathan kom aanspreek het oor sy oorspel met Batseba en ook oor die moord op haar man Uria, wat hy baie slinks in die voorste linies van sy leer laat veg het, sodat Uria sy lewe verloor het. Ons kan hierdie verhaal gaan lees, julle kan dit gerus self doen in 2 Samuel hoofstuk 11. Nou broer en suster, liewe vriende, ons almal weet, hiermee het koning Dawid sommer groot droog gemaak. Maar voordat ons te hard oordeel oor Dawid, moet ons maar altyd eers na ons eie harte kyk. Want die werklikheid is dat ons almal worstel maar met sondes in ons lewens. En net soos Dawid wil ons dit ook maar meestal wegsteek en ontken. Ons probeer onsself baie maklik verontskuldig deur allerlei verskonings vir ons sondes te probeer aanvoer en agter versagtende omstandighede probeer ons wegkruip. Ons rasionaliseer ons sonde. Ons probeer redes gee hoekom ons dit gedoen het. Maar vriende, die waarheid is dat God alles raak sien. Dat ons Here van alles weet. Ons kan ander blameer en ons kan watter redes ook al probeer aanvoer waar agter ons wil skuil. Die Here weet presies wat in ons lewens aangaan en wat ook in ons lewens gebeur het. Maar vriende, as die Here dan na Dawid toe gekom het met die profeet Nathan, dan wil die Here ook soms na ons toe kom en op 'n harde manier, en 'n reguit manier, ook met ons kom praat oor die verkeerde dinge in ons lewens. Op 'n reguit en 'n harde wyse, nie om vir ons in die grond weg te trap nie, maar sodat ons deur berou en deur skuldbelydenis, sondebelydenis daarvan kan loskom en daarvan kan vrykom. En ek wil sommer byvoeg daarvan kan skoonkom. Want sonde bring skeiding tussen ons en God. So leer die Bybel vir ons, en wanneer ons ook as die Here se kinders in sonde leef, dan is ons eintlik besig om die Here hartseer te maak. Die woord van God sê dat ons besig is om die Heilige Gees te bedroef. Ons maak die Here hartseer wanneer ons in sonde lewe. In Psalm 51 sien ons hoe dat Dawid voor God in berou en sondebelydenis gebreek het. En in hierdie Psalm pleit hy by die Here. Dit is eintlik 'n heeltemal, as ons die Psalm gaan lees en bestudeer, dan sien ons amper dwars deur 'n pleitroep dat die Here hom asseblief tog moet vergewe, sodat sy lewe weer in lyn met God se woord sal wees. Sodat hy weer, as die Here hom kan vergewe, sodat hy weer tot eer van God sal kan lewe. Sy lewe reg kan indrig en hy met 'n nuwe standvastigheid kan lewe. Nou, na aanleiding van hierdie Psalm wil ek hê dat ons vervolgens na ons eie lewens moet kyk. Ek moet net mooi vashou hier, die windjie waai so bietjie. En ons moet vir die Here vra dat hy ook onder die sonde oortuiging van die Heilige Gees, want dit is deel van die werking van die Gees, die werk van die Gees, om vir ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, dat hy vir ons ook bewus sal maak in hierdie dag en in hierdie week van die verkeerde goed in ons eie lewens. Ons hoef nie net op Dawid se te fokus nie. Ons moet maar na binne kyk, na ons eie lewens. Mag die Heilige Gees vir ons dan ook bewus maak van dinge in ons lewe waarmee ons die Here hartseer maak en wat God graag wil hê dat ons van afstand moet doen. Ek wil vir ons sommer so vervolgens 4 punte, 4 vrae, ek noem dit sommer punte van oordenking, wil ek gou na aanleiding van hierdie Psalm met ons behandel. En dalk is die eerste een, die heel belangrikste een ook, dat ons na onsself sal kyk
En die vraag vra, wat is daar op die oomblik in my lewe waarmee ek die Here hartseer maak? Watter sondige ding of dinge, want dit kan meer as een wees, wat is die goed in ons lewens, in my lewe, wat ons dalk vertroetel, met ons saamvat, en waarmee ons die Here teleurstel, en wat nie in ons lewens as kinders van die Here, as Christene, tuis hoort nie. Dit kan enige iets wees, dit kan dade wees, dit kan iets wees wat baie onlangs gebeur het, dit kan iets wees wat miskien al 'n paar jaar aankom, maar jy sukkel om daarvan vry te kom, om daarvan los te kom, of jy probeer dalk nie eers nie. Dit kan gedagtes wees waarmee jy loop wat nie rein skoon is tot eer van God nie. Dit kan gesindhede wees wat miskien nie reg is teenoor ander mense nie. Dalk iemand wat jou iewers langs die pad soos jy voel benadeel het en wat jy sukkel om te vergewe. 'n Onvergewingsgesindheid. Dit kan woorde wees wat jy uitspreek. Lelike goed wat jy van ander mense sê, lelike dinge wat jy vir ander mense sê. Daar's so baie dinge in ons lewens wat die Here kan hartseer maak en wat God graag wil hê ons van moet vrykom. Nou, liewe vriende, in Psalm 139, ek gaan net een versie uitlig, daar praat hierdie selfde Dawid, en dan sê hy vir die Here, Here, deurgrond my hart en ondersoek my of ek nie op die verkeerde pad is nie. Ons moet dit ook maar vir die Here vra. Ons moet so 'n bietjie nadink oor ons lewe as ons nou na hierdie boodskap luister. Wat is daar in my lewe? Here, is ek nie dalk op die verkeerde pad nie? Ek wil graag 'n oomblik gee dat dit nie by ons verbygaan nie, dat elkeen na onsself sal kyk. Dat elkeen van ons onder die werkinge van die Gees ons eie lewe voor die Here sal ondersoek. En probeer vasstel, wat is die dinge wat God nie in my lewe wil sien nie? Wat nie tot eer van die Here is nie. Kom ek gee so 'n oomblik wat ons so bietjie, elkeen van ons, kan nadink oor ons eie lewens. Liewe broer en suster, liewe vriende, ek wil vir julle vra, is dit nie juis nou die tyd, in hierdie week van toewyding, wat ons die geleentheid moet aangryp, die geleentheid moet gebruik, om skoon te maak nie, en om te breek met al hierdie verkeerde dinge, of een groot ding dalk, in ons lewens. Is dit nie juis 'n goeie tyd nie? Ek wil vir julle vra om te luister wat sê Dawid. Die Here, hy het na die Here toe gegaan in vers 9 met hierdie woorde. Hy sê, Here, neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Nou vra ek, is dit nie juist die tyd om vandag te breek met goed in ons lewens en vir die Here te vra, Here, maak my ook skoon. U het vir Dawid skoon gemaak. U het hom gewas. U het hom vergewe. U weet wat in my lewe aangaan. Wil u nie ook my sonde vergewe nie? Here, neem weg my sonde dat ek rein kan wees. Kom ons neem dan ook in die tweede plek hierdie verkeerde en sondige dinge in ons lewens wat jy weet en God weet wat dit is. Kom ons neem dit ook nou in die gebed na God toe. En ons bely dit voor die Here, soos het Dawid. En ons vra vir hom om opnuut vir ons te was met die bloed van die Here Jesus Christus. Met die wete dat 1 Johannes 1 vers 7 vir ons sê, die bloed van Jesus Christus reinig ons van elke sonde. Kom ons raak weer stil voor God en dan vra ons opreg sy vergifnis vir dit wat verkeerd is in ons lewens.
Broer en suster, liewe vriende, daar is 'n wonderlike woord, 1 Johannes 1 vers 9, wat vir ons sê, as ons ons sonde bely, God is getrou en regverdig om ons daardie sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nou wil ek vir jou vra, dit wat jy ook nou voor die Here gebring het, waarmee jy graag wil breek, jouself van wil losmaak en bekeer, dat die Here in sy groot liefde en genade ook vir jou van jou sonde vergewe. Die Here is getrou en die Here is bereid om vir ons as te ware van voor nie te laat begin, en die bloed van sy seun, Jesus, maak ons skoon, reinig ons van al ons sonde. Neem daardie vergifnis, heerlike vergifnis wat die Here vir jou gee. Neem dit vir jouself, aanvaar dit en lewe daarin. Moenie weer terugkyk nie. Ek wil vir ons graag ook 'n derde punt van oordenking noem. Dawid wou saam met sy berou en sy sondebelydenis, wou hy graag weer sy lewe nuut aan die Here toewy, voluit aan die Here toewy. Hy wou graag standvastig wees, 'n woord wat ek in hierdie psalm uithaal. Vers 12 sê Dawid, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Dis asof Dawid vir die Here wil sê, Here, ek wil nie weer vasval in verkeerde goed nie. U het my vergewe, wonderlike Here. Maar ek wil nie aangaan op 'n pad waarmee ek u teleurstel nie. Ek wil in standvastigheid leef. Geef vir my 'n nuwe hart, skep vir my 'n nuwe hart, vernuwe my gees en maak my standvastig. Dis of hy opreg vir die Here wil sê, Here, ek wil groei in my geestelike lewe. Ek wil groei in heiligmaking. Ek wil nie langer teleurstel nie. Nou, liewe vriende, ek dink dit is ook na aanleiding hiervan wat ons ook maar vir die Here moet vra, om vir ons te help tot 'n groter standvastigheid. Here, ek wil graag 'n oorwinningslewe lei. Ek is moeg, Here, van 'n val en opstaan lewe. Ek is moeg daarvan om eendag bo te wees en die volgende dag dan beland ek ook maar weer in die sondemoerasse. Maak vir my standvastig, help vir my om standvastig te wees. Daar is 'n mooi woord, dit is Galasiërs 5 vers 16, wat sê, wandel deur die gees, dan sal julle nie die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Kom ons vra vir die Here om vir ons daarmee te help en vir ons deur sy gees krag te gee en te vervul, sodat ons oorwinnend kan lewe, standvastig in ons geestelike lewe. Ek gee weer geleentheid vir stil gebed. Vriende, daar is 'n vierde en 'n laaste punt, daar is eintlik baie, ek moedig vir julle aan om self Psalm 51 te gaan lees, want daar is so baie wat tot ons spreek, maar terwille van die tyd wil ek vir ons een laaste punt net uitlig. Dawid het ook die begeerte gehad om weer deur die Here gebruik te word, om weer diensbaar aan die Here te wees, soos ook in sy jonger lewe. Ons ken almal die lewe van Dawid, of baie van julle sal weet waarvan ek praat as julle sy lewenswandel ken. En hy het gevra vir die Here, Here, help vir my nou om standvastig te word, help vir my om mooi en rein en heilig te lewe, maar ek wil nou ook vir u vra, Here, help vir my, dat ek weer diensbaar vir u sal wees, dat ek weer bruikbaar vir u sal wees. Kom, ek lees dit vir ons. Hy sê, in die gedeelte vers 14 en vers 15, Psalm 51, 14 en 15, laat my u weer
met toewyding dien, dan sal ek oortreders leer wat u van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot u sal bekeer. Here, help vir my. Ek wil graag met 'n nuwe toewyding vir u leef, maar ek wil ook in u diens staan en ander ook leer wat u van 'n mens verwag. Ek wil graag hê dat ons nie net mense sal wees wat die Here se hart verbly, en dit is natuurlik so dat ons die Here se hart sal verbly met 'n strewe na 'n heilige, rein lewenswandel nie, maar meer nog, dat ons net soos Dawid vir God sal sê, Here, ek wil graag in u diens staan. Ek wil weer in u diens staan. Ek wil verander van u vertel. Ek wil verander van u leer. En dis wat die laaste punt wat ek graag wil hê, dat jy ook vir die Here sal sê, Here, hier is ek, gebruik asseblief vir my. Ek wil graag beskikbaar wees. Ek stel myself in hierdie oomblikke, stel ek myself ook nou tot u beskikking. Hier is ek. Wil u vir my ook weer in u koninkryk gebruik soos wat u dit goed dink. Help vir my, Here, om 'n werktuig, 'n geheiligde en 'n gereinigde instrument in u hand te word. Praat met die Here daaroor en meld jou sommer in hierdie oomblikke, meld jouself aan as 'n instrument en 'n werktuig. Here, ek is vir u beskikbaar. Kom ons gee weer geleentheid dat ons elkeen in stilte met die Here kan praat. Here, ons wil graag vandag soos 'n Dawid opnuut ook ons sonde voor u kom bely. Sommige dinge dalk vir die eerste keer. Wil ons ook voor u kom breek, Here. En waar ons dit individueel elkeen miskien net nou gedoen het, wil ons sommer saam ook weer vir u kom sê, liewe Here, was my diep onrein gemoed. Was my met u sondaars bloed. En ons dank u dat u 'n God is wat vergewe. Nie net vir Dawid nie, maar ook vir ons elkeen. Dankie Here dat die bloed van Jesus ons ook in hierdie oomblikke opnuut weer gereinig het van elke sonde in ons lewe. En Here, nou wil ons nie daar bly in 'n val en opstaan lewe nie. Nou wil ons net soos Dawid ook, Here, uitsien daarna dat ons baie meer in ons geestelike lewe standvastig sal word en standvastig sal wees. En daarom bid ons dat U ons sal help, en besonder dan ook in hierdie week van toewyding, om te groei in heiligmaking. Kom bou vir ons op, Here, in ons allerheiligste geloof. Maak ons sterk teen die aanvalle van die bose. En Here, ons wil ook vir U kom vra, dat U vir ons ook bruikbaar sal maak. Ons wil onsself voor U, Here, kom gee en sê, hier is ek. Gebruik my as 'n werktuig. Gebruik my as 'n instrument. Gebruik my, Here, as 'n kragtige getuie in U diens. Ons bid dit tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Amen. Vriende, ek groet vir julle met die woorde van die Seun. Mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God, ons hemelse Vader, en die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen.